Goeiedag almal. Ek hoop julle het 'n geseënde dag sover en vandag is ons laaste dag van die jaar. En my boodskap vir die jaar se bediening is om afsluiting boodskap vir 2025. Die tema is seun en dogter van God. Die teksvers waaruit ek wil lees is Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aanneem het, aan hulle het hy 'n mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou in Nuwe Lewensvertaling sê dit so mooi: aan almal wat hom regtig aanvaar het, die wat in sy naam glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Om kinders van God te word is nie iets wat ons uit onsself verkry nie. Slegs aan hulle wat Christus as hulle verlossing aanneem, word die mag gegee om seun en dogter van God te word. Die sondaar kan nie deur enige krag van sy eie van sonde ontslae raak nie. Hy kan dit net doen deur die reddingskrag van Jesus Christus. Johannes het uitgeroep: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Jesus alleen het krag om die hart te reinig. Hy wat na vergifnis en aanvaarding soek, kan net sê: niks het ek om u te bied. Ek klou net aan die kruis vas. Maar die belofte van kind wees van God word gemaak aan almal wat in sy naam glo. Johannes 3 vers 16. Elkeen wat in geloof na Jesus toe kom, sal vergifnis ontvang. Die godsdienst van Christus verander die hart, en dit maak die wêreldgesindheid mens na 'n hemelgesin. Onder die invloed daarvan word die mens wat alles vir homself wil hê, 'n mens wat alles met ander wil deel. Dit is so mooi, want dit is die karakter van Christus. Die oneerlik skelm man word eerlik, sodat dit vir hom 'n tweede natuur is om aan ander te doen soos hy wil hê ander aan hom moet doen. Iemand wat vroeg sonder selfbeheersing
sonde te vermy. Ekskuus, ek herhaal weer. Iemand wat vroeër sonder selfbeheersing en die sonde te vermy geleef het, word innerlik 'n nuwe en begin 'n lewe van heiligheid en reinheid lei. Hy vorm die regte gewoonte, want die evangelie van Christus het vir hom 'n aangename geur van die lewe tot lewe geword. God moet in Jesus openbaar word, die wêreld met homself te versoen. Die mense het deur sonde so vervalle geraak dat dit onmoontlik was vir hom om in homself in harmonie te kom met hom. Harmonie te kom met hom. Wie se natuurlike reinheid en goedheid is. Maar Jesus kon, nadat hy die mense van die oordeling van die wet verlos het. Goddelike krag oorgedra om te verenig met menslike inspanning deur bekering tot God en geloof in Christus kan die gevalle kinders van Adam juist weer seun kinders van God word. Wanneer 'n siel Christus ontvang hy 'n krag om die lewe van Christus te leef. Dit kom uit seun en dogter van God, Matteus 12. Hierdie boodskap kom uit my hart aan elkeen wat 'n seun of dogter van God is. Elkeen wat deur die jaar die bediening vir die dowes ondersteun het deur vir hierdie bediening te bid en julle hulp en liefde en vir julle bystaan en ook die finansiële ondersteuning vir hierdie bediening. Dit is nie my bediening, dit is God se bediening om vir die dowes uitreiking te doen, sodat ons kan klaarmaak dat Jesus kan kom. Kom ons besang. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. 1 Johannes 3 vers 1. Baie dankie vir die goddelike voorreg deur Jesus Christus vir ons moontlik gemaak. Mag ons hemelse Vader ons help en ons die krag gee om elke dag sy kind wil wees en te groei in hom. Amen. En voorspoedige nuwe jaar vir elkeen 2026.